Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vandag uit 1 Timoteus 2 van vers 1 tot 15. Die afgelope ruk is daar baie gesê en gepraat oor ons doppers, oor die gereformeerdes, veral oor die rol wat die vrou in die erediens speel. Maar kom ons gaan kyk, wat leer ons uit die woord van die Here hieroor. Onse Vader in die hemele, ons kon sing daarvan dat ons U ken as 'n God wat vergewe. Al roep ons uit die donker dieptes van ons eie sondegebrokenheid, kan ons U ook ken in Christus, ons verlosser. Ja, soos 'n wag wat in die middel van die nag nie kan wag vir die son om op te kom, dat die nagwaak moet verbygaan, dat die gevaar kan wegwees, dat die dood kan wegwees. So wag ons, so verlang ons, so hoop ons op Christus, ons verlosser. Hy is ons enigste troos. Hy is ons saligmaker. Vader, van hom verwag ons alles. In hom alleen is al ons hoop. Wil U self kom deur U Gees en hierdie soete godsbetroue in ons harte vestig, dat ons met alles in ons, alles van Christus sal verwag. Vader, as ons vir enige iemand iets werd kan wees, dan moet Jesus ons alles gee. As ons U woord verkondig, dan moet U ons lei deur U Gees. Ja, U Gees wat self elke woord, elke kommapunt in die Bybel vasgelê het. En daarom bid ons nou, lei ons ook nou deur U Gees in die waarheid van U woord. Bewaar ons veral teen onsself. Ja, Vader, ons bely, ons grootste vyand is onsself. Lei ons, bring ons, dat ons van ons eie troontjies kan wegstap en voor U en U woord alleen kan buig. Wees ons so genadig. Gee ons 'n liefde vir U woord. Gee vir ons 'n passie, dat ons dit net hier sal hoor en lees, maar dat ons dit in ons binnekamers bidend sal lees en oordink, sodat U verheerlik kan word, soos wat U gedien en geëer wil word, duidelik beskryf in U woord. Dit bid en vra ons in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit 1 Timoteus 2. 1 Timoteus 2 van vers 1 tot 15. Heel eerste versoek ek dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word, vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe in alle godvreesendheid en waardigheid kan lei. Dit is goed en reg in die oë van God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as losprys vir almal gegee het, tot getuienis op die bestemde tyd. Hiervoor is ek aangestel as prediker en apostel. Ek praat die waarheid. Ek lieg nie. As leermeester om die heidene in geloof en waarheid te onderrig. Ek verwag van die mans dat hulle op elke plek sal bid, met heilige hande omhoog, sonder woede en rusie. So ook moet die vroue hulle self versier met behoorlike kleredrag, beskeie en sober, nie met haarvlegsels en goud of parels of dierklere nie, maar soos dit vroue pas wat bely dat hulle God aanbid met goeie werke. 'n Vrou moet haar stilweg laat onderrig in volle gehoorsaamheid. Ek laat nie toe dat 'n vrou onderrig gee of oor 'n man gesag uitoefen nie. Sy moet haar stil gedra. Adam is immers eerste geskep, daarna Eva. En Adam is nie mislei nie, maar die vrou het haar mislei, haar laat mislei en het 'n oortreder geword.
maar sy sal verlos word te midde van kindergeboorte, mits hulle volhou om gelowig, liefdevol, heilig en ingetoe te leef. Tot sover lees ons uit die woord van God, en geseënd is hy wat hierdie woorde hoor, en daarvolgens lewe, en ons gaan fokus op die woorde in vers 12, ek laat nie toe dat 'n vrou onderrig gee, of oor 'n man gesag uitoefen nie, sy moet haar stil gedra. Miskien net vooraf, ek gaan redelik leun op 'n boek, manlik en vroulik in die kerk, geslagtelikheid en in die besondere dienste, wat in 2008 uitgegee is en veral deurslaggewend was, vir ons besluit in 2009 by ons synode, dat ons nie vrouens toelaat in die diens van ouderling en predikant nie. En as jy werklik hieroor 'n studie wil doen, is dit 'n goeie boek om te lees, en ek kan my eie ene nie uitleen nie, want ek gebruik hom nogal baie, maar dit is maklik bekombaar in die GKSA. Nou, na ons onlangse synode is die gereformeerde kerk weer baie in die nuus. Ek sien vanoggend se rapport baie berigte. Veral dan oor ons besluit om die paar gemeentes wat teen die besluit van 2009 wel vrouens as ouderlinge te bevestig. Om hulle 'n jaar geleentheid te gee, om hierdie susters die ampt te laat neerlê, of hierdie gemeentes sit hulle self buite die kerkverband. Natuurlik is daar so baie opinies. Daar is so baie emosies, en in sommige gevalle is daar selfs woede teenoor die GKSA, en selfs in ons eie midde is daar teleurstelling en woede, en ons word beskuldig van liefdeloosheid. En hierdie saak bly baie emosies opwek, en is vir my hartseer. Ek sien vanoggend weer in die koerante, hulle wys altyd na kwaai vinger, dis soos ons in die gereformeerde kerk is kwaai vingers, ons is kwaai oomies, wat kwaai reëls en wette toepas. Maar wat ek persoonlik mis, is dat elkeen wat sy eie opinie het, hulle kom sit nie langs ons ou moeilike klomp doppers en vra vir ons, maar hoekom is dit vir julle so moeilik om die vrou in die leerdiens te aanvaar? Ek wil luister wat jy vir my sê, en ek wil met my hart luister. Wat is dit wat dit vir jou so moeilik maak? As die Gees ons vandag lei, is seker in een van die belangrikste tekste oor hierdie saak, wil ek dit nie van die hoë grond afdoen nie. Maar ek wil eerder dat ons almal saam sal luister. Dat ons almal mooi sal luister. En as ek kwaai klink, my broer, my suster, wys sommer vir my dominee, raak net vir my rustig. Ek wil by julle kom sit, en ek wil my hart met julle deel, en ek wil dit met jou hart deel, en ek wil jou ook geleentheid gee, en jy kan my by die huis kom besoek, dat jy ook jou hart met my kom deel. Sien, een van ons gereformeerdes se ononderhandelbare beginsels staan hier op die muur geskryf. Sola scriptura, die woord van God alleen. Wanneer dit kom by reg of verkeerd, vorentoe of agtertoe, is die Bybel altyd, maar altyd ons enigste maatstaf. Menslike opinies, menslike emosies, die grondwet van 'n land, die vloei van die kultuur van die dag, maak nie vir ons 'n saak reg of verkeerd nie. Die skrif alleen. Die Bybel bly altyd die enigste riglyn. En ook vandag, in elke erediens, as die ouderling op huisbesoek kom, hy kom nie met gesag in homself nie. Ons kan mekaar net met gesag bedien vanuit God se woord. God gee daai gesag aan niemand nie. Die skrifgedeelte waarna ons geluister het, is een van die skrifgedeeltes waarby elkeen wat oor die vrou in die ambt besin moet uitkom. Veral waar die apostel Paulus skryf, ek laat nie toe dat 'n vrou onderrig gee of oor 'n man gesag uitoefen nie, sy moet haar stil gedra. En net so belangrik as hierdie duidelike voorskrif, is ook die redes wat die apostel vir hierdie voorskrif gee. Gaan vir my een skermpie aan asseblief, mots. As hy sê, 'n vrou moet haar stilweg laat onderrig in volle gehoorsaamheid, ek laat nie toe dat 'n vrou onderrig gee of oor 'n man gesag uitoefen nie, sy moet haar stil gedra, en dan gee hy die redes, die begronding daarvan.
Adam is immers eerste geskep, daarna Eva, en Adam is nie mislei nie, maar die vrou het haar laat mislei en het 'n oortreder geword. Hou hom nou net hier vas. Vir eeue, vir byna meer as 2000 jaar, het die kerk, soos hy tot hier toe gekom het, saam met ander skrifgedeeltes, Efesiërs 5, 1 Korintiërs 11, 1 Korintiërs 14, het hulle een verstaan van hierdie woorde gehad, naamlik, die vrou mag nie in die diens van ouderling en predikant wees nie. Vir eeue het die kerk ook een manier van skrif lees en skrif verstaan gehad. Ons kan sê, ons het die Bybel met 'n spesifieke bril gelees. En kom ons sê 2 lense. Die eerste lens gaan daaroor dat ons werk met 'n geskrewe teks. Ons moet gaan kyk na 'n woord. Ons moet gaan kyk waar pas hy in die sin. Ons moet gaan kyk na die sinne, waar pas dit binne in die geskrewe gedeelte, en hierdie hele gedeelte, waar pas hy in die groter prentjie van die Bybel. So ons moet werk met dit wat daar geskryf staan. Die tweede lens wat ons ook gebruik, is die een van die agtergrond van die teks. Groot woord daarvoor is konteks. Waar staan hierdie gedeeltetjie geskryf? Wie het dit geskryf? Hoekom het hy dit geskryf? Aan wie het hy dit geskryf? Wat was die probleem wat hy wou aanspreek? Waarom het hy dit geskryf? Wat is die hele agtergrond van hierdie gedeeltetjie? En as julle mooi oplet, elke Sondag is dit soos Dominee Hendrik of enige prediker wat sê, maar ek verkondig die woord van die Here, te werk gaan met enige teks in die Bybel. Met die teks self en dan met sy agtergrond. Nou die eerste brief wat Paulus skryf aan Timoteus, is deur Paulus geskryf aan sy seun in die geloof, Timoteus. Paulus was die ervare en die deurwinterde sendeling en kerkplanter. Hy het na sy 3de sendingreis ongeveer 3 jaar saam met Timoteus die evangelie in Efese verkondig, en hy het 'n baie sterk gemeente daar gevestig. Mense kan dit ook sien, die brief aan die Efesiërs. Mense sien later, 30 jaar later gaan Christus deur Johannes ook aan Efese 'n boodskap stuur. Daar was 'n baie sterk gevestigde gemeente gewees. En daarom ook toe Paulus voortgaan, toe los hy vir Timoteus daar, om aan te gaan met die bediening in Efese. En net voor sy vertrek uit Efese, gaan lees gerus Handelinge 20, het hy die gemeente daar gewaarsku, dat dwaalleer in hierdie gemeente gaan insypel. Hierdie waarskuwing het dan ook gou waar geword, en die jong dominee Timoteus het dit nie maklik gehad in die gemeente nie. Want ons moet onthou dat die stad Efese was destyds 'n baie belangrike stad op die handelsroetes tussen Rome en die ooste gewees. Die lidmate in daardie gemeente was oorwegend Joodse gelowiges, hulle was Joods van afkoms, maar hulle het groot geword in 'n Grieks-Romeinse samelewing. Hulle het al vir geslagte, dalk al van na die ballingskap, al daar in Efese gebly, en hulle was so deel van die Grieks-Romeinse kultuur, en toe kom hulle onder die bediening van Paulus, en hulle word Christene. En hulle is 'n totaal ander gemeenskap as die res van Efese. Ons praat van hulle was 'n teenkultuur. Hulle was heeltemal anderste. En die een wat hulle anderste gemaak het, was Christus. Dis die enigste rede, was Christus. En tog het die rooi ligte begin aangaan. Die jong dominee Timoteus het sy hande vol gehad met dwaalleraars en lidmate wat moeilike vrae vra en snaakse dinge wou doen en glo. En is dan wanneer die ouer vader in die geloof, Paulus, vir die jonger seun in die geloof, Timoteus, bemoedig en bystaan. Deur 'n brief wat hy vir hom skryf. Ons praat van 'n pastorale brief. Hy sy pastor, hy sy dominee, hy sy herder, en dis wat dominee Hendrik ook vanoggend wil wees. Wanneer die strekking van hierdie hele brief in ag geneem word, staan 3 belangrike waarhede uit. Die eerste waarheid is wat ons moet in gedagte hou, is die woorde van wat hy skryf in 3 vers 15, die huishouding van God, dit is die kerk van die lewende God.
Ja, hierdie huishouding moet beskerm en gelei word, sodat God sy doel met sy gemeente kan bereik. Mense mag nooit met God se gemeente maak wat hulle wil nie. En hoe moet hierdie jong dominee Timoteus hierdie gemeente beskerm? Hy moet voortgaan om die gesonde leer te verkondig. Tydig en ontydig. Die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus moet hy aan die gemeente leer. Hierdie gesonde leer moet ook in alle fasette van die gemeente uitgeleef word. Timoteus en so ook elkeen in die gemeente van Efese moet Paulus navolg in leer, lewenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding, wetende dat vervolging en lyding op hulle wag. Hy skryf dit so mooi vir Timoteus. Ons gaan vanoggend gou eers fokus in heel eerste plek op die opdrag aan die mans. Ek verwag van die mans dat hulle op elke plek sal bid met heilige hande omhoog, sonder woede en risie. Ja, hier verwys dit na elke geleentheid waar die gemeente in 'n samekoms by mekaar kom. Die woordjie wat belangrik is daar, op elke plek. Waar is hierdie op elke plek? Dis op elke plek waar hierdie gemeente in 'n erediens, in 'n samekoms by mekaar kom. Daarom is die opdragte aan die vrou wat gaan volg spesifiek, ook gerig op die plek van die vrou binne in die samekoms van die gemeente. Dit is waar Paulus nou oor skryf en waaroor hy praat. Ja, die voorskrifte in hierdie brief, hierdie hele brief, handel oor gelowiges se gedrag binne die gemeente se samekomste. Natuurlik gaan al hierdie voorskrifte 'n rimpel-effek na buite toe hê, in my huisgesin, in die samelewing daar buite. Maar die fokus in hierdie brief is op die gemeente en wanneer hulle vergader, want dis daar waar die vals en die dwaalpredikers hulle aangeval het. Die kruks van Paulus se opdrag aan die mans lê nie in 'n voorskrif van wat die fisiese houding van 'n man moet wees as hy bid nie, naamlik dat hy sy hande moet ophef nie. Gaan lees weer daai hele sinnetjie mooi. Die hele Bybel is vol voorbeelde van wat ons fisiese houding moet wees van gebed. Daar's voorbeelde van ouens wat lê, daar's ouens wat staan, daar's mense wat kniel, daar's 'n Jona wat tot binne in 'n vis se maag bid. Die Bybel gee vir ons daar 'n klomp voorbeelde. En heel moontlik was dit die gebruik in die gemeente van Efese, dat wanneer daar gebid word, dat die mans hulle hande opgehef het en gebid, en soos dit die gebruik was destyds, net soos wat dit in jare terug in die GKSA, toe ek 'n kind was, het mans gestaan as hulle gebid het, en dit sou snaaks wees as 'n mans nie staan wanneer daar gebid was nie. Maar die fokus in die opdrag aan die mans val op die woorde, heilige hande, sonder woede en risie. In die gemeente van Efese moes die dwaallering van die dwaalpredikers gelei het tot baie risie. Gaan kyk maar hoe gaan dit in 'n synode as daar van opinies verskil word. Hoe ons met mekaar praat, hoe ons oor mekaar dink, wat ons vir mekaar sê, omdat jy 'n anderste opinie as ek het, en dan kom ek in die erediens en ek sit met 'n hart vol, wie ek sal daai ou vermoor. Ek is nou so kwaad vir daai ou, en dan vra die voorsitter vir my, sal jy vir ons voortgaan in gebed? Dis wat Paulus aanspreek hier. Jy kan nie so bid nie. Dink maar net aan die emosies wat op die oomblik onder ons heers, rakende die vrou in die amp. Dink aan wat ons bereid is om vir mekaar te sê en wat ons vir mekaar dink as ons vir mekaar oor hierdie saak verskil. Ons kan tot vir mekaar aangluur en ons kop skud sodat jy's nou die domste ou met wie ek gesels. Ons kan slegte dinge oor mekaar praat en slegte dinge van mekaar dink. En net daarna staan ons met ons skynheilige gesiggies op en bid ons. Dis wat die apostel wil vermy. Ons kan nie so bid nie. Ja, sy woord in gees.
leer die Gees ons en ons Here ons in hierdie vers, dat wanneer mans voorgaan in gebed, dit met 'n hart sonder woede en rusie moet wees. Want sien, God kyk altyd eers na my hart as ek bid. Nie na my houding of my hande op is en of ek op my knieë is, waar ek bid nie. Hy kyk altyd heel eerste na my hart. My uiterlike postuur, of ek sit of staan, of ek kniel of neerbuig, of hande ophef, moet 'n uiting wees van dit wat in my hart aangaan. In die gemeente moet dit altyd wees in gees en in waarheid. Waar Christus koning is in 'n hart, bid ek in gees en in waarheid. En dit spruit vanuit 'n binnekamer verhouding met die lewendige God. Dis tog wat Jesus ons geleer het in die bergpredikasie. My broer, my suster, mag ons in ontdekkers ook so met mekaar omgaan. Met geduld, met liefde, dat elkeen van ons in ons binnekamers opreg kan bid met 'n rein hart, sonder woede en rusie. Mag dit altyd waar wees van ons gemeente. Al verskil ons hoe, moet ons mekaar altyd kan omhels. My broer, my suster, kom ons bid saam, met opregte hart. Aan die vroue word 3 opdragte gegee. Hoekom voel dit vir my of ek staan op dun ys? Eerste een is, hulle moet hulle self versier met behoorlike kleredrag, beskeie en sober. Die tweede een is, hulle moet hulle stilweg laat onderrig in volle gehoorsaamheid. En die derde een is, 'n vrou mag nie oor 'n man gesag uitoefen nie, sy moet haar stil gedra. Moenie vergeet nie, Paulus skryf hierdie brief aan Timoteus om dwaalleer teen te staan. En een van die dinge wat die dwaalleers kom leer het, ons sien dit in hoofstuk 4 vers 3, hulle het gesê die mense moenie meer trou nie, Christene moet ophou om te trou. Ons wag Jesus nou in, hy gaan enige oomblik nou kom, moenie trou nie. Moenie trou nie. Hulle het die mense verhinder om te trou. In die lig hiervan kan ons met goeie rede glo, dat daar in die gemeente vroue na vore getree het, wat ook nie wou trou nie, wat swierig aangetrek het, en wat 'n leidende rol binne die gemeente begin speel het, of wou speel het, deur in die eredienste wou preek en onderrig te gee. En dan onder inspirasie van die Gees, is Paulus baie duidelik, dat wanneer dit kom by die erediens, die vrou haar stilweg laat onderrig in volle gehoorsaamheid. Natuurlik, moet alle gelowiges, man en vrou mekaar onderrig. Dink maar aan 'n Priscilla, wat saam met Aquila vir Apollos onderrig gee. Handelinge 18, gaan lees dit. Of Paulus se opdrag aan Titus, dat die ouer vroue, die jonger vroue, moet onderrig. Maar in die gedeelte waarna ons geluister het, gaan dit in die besonder oor wat hoort binne die erediens, die samekoms van God se huisgesin. Die apostel gaan verder deur voor te skryf dat die vrou in die erediens in die gemeente nie oor 'n man gesag uitoefen nie, sy moet haar stil gedra. En nou kom die woordjie stil. Wat bedoel Paulus hier met stilweg of stil? Beteken dit ons vrouens moet in die eredienste sit met hulle vingers op hulle lippe, hulle mag nie 'n woord sê of 'n geluidjie maak nie. Nee. Die stilte word verduidelik met die gedagtes van in volle gehoorsaamheid en nie gesag uitoefen. Met ander woorde, die stilweg en stil gaan oor 'n ingetoonheid by die vrouens, by die gesag van die mans in die erediens erken. Hulle erken, maar die man het 'n sekere rol wat hy moet vervul in die erediens, en ons berus daarby. Hierdie voorskrif van die apostel maak nie die vrou minderwaardig nie, en dit is my sleg omtrent in al die argumente teen ons, is asof ons die vrou minderwaardig maak. Want dit is die slotsom waarby meeste mense kom en dan trek hulle streep deur hierdie vers. Ons wil die vrou daar druk. Dis nie wat Paulus hier leer nie, en ek glo nie dis wat gebeur in ons gereformeerde kerke nie. Dis eerder 'n beklemtoning dat God die man en vrou verskillend geskep het
En daarom het elkeen sy eie rol binne die huisgesin van God. Net soos wat die man en vrou binne die huwelik elkeen sy eie rol het. Die man kan nie die vrou wees nie, en die vrou kan nie die man wees nie. Daar is sekere dinge in 'n huis wat net die vrou kan doen. Kindertjies kry. Geen man kan dit doen nie. En let fyn op. En dis die swaar gewig, die begronding aan Paulus se hele voorskrif. As hy baie duidelik voorskryf dat die vroue nie in die erediens moet preek of leiding neem nie, begrond hy dit in. Kom ons lees gou. Adam is immers eerste geskep, daarna Eva. In sy eerste brief aan die gelowiges in Korinte skryf die apostel, maar ek wil hê, julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Gaan lees hierdie vers by die huis, en sien hoe man en vrou, Christus en God, elkeen 'n rol het. En die een se rol is nie minder as die ander een nie. Elkeen het 'n rol om te vervul. Ja, met sy begronding van sy voorskrif van God se skepingsorde, die orde van eers is die man geskep en toe die vrou, trek die apostel 'n streep deur enige redenasie dat sy voorskrif in hierdie brief aan Timoteus en sodoende aan die gemeente van Efese net vir daardie tyd en omstandighede sou geld. Sy begronding oorspan duisende jare. Hy gaan terug tot by die skepping, waar daar baie kulturele verandering, selfs onder God se kinders, die Jode was, waar daar al baie kulture met strominge was deur die geskiedenis. Hy vat ons terug na die skepping van man en vrou, na die dag toe ek en jy deur die Skepper man en vrou gemaak is. Ja, die apostel gaan nog verder, as net die feit dat die man voor die vrou geskep is. Hy trek die lyn deur tot by die sondeval, toe die duiwel eers vir Eva en toe vir Adam mislei het. Jy sien, die oomblik toe die vrou leiding neem en oor haar man geheers het hulle in sonde geval. Die apostel probeer nie vir Eva die skuld gee vir die sondeval nie. We gaan lees Paulus se skrywe oor Adam in Romeine. Hy sit die sondeval vierkantig voor die voete van Adam. Adam moes oor haar geheers het en haar tot orde geroep het. Beide het gesondig is en is ewe skuldig. Maar toe God se orde omgedraai word, toe loop die dinge skeef. Die punt wat die apostel wil maak, is dat elkeen, man en vrou, sy of haar plek moet inneem wat God aan hulle gegee het. Man en vrou is gelyk en elkeen moet altyd die beste van die ander een na vore laat kom. Maar elkeen het sy eie rol om te vervul, ook in die erediens. Net soos die Vader en Christus gelyk is, soos die Vader en die Seun, soos die Vader nie die Seun nie en die Seun is nie die Vader nie. In ons verlossing vervul Vader en Seun saam met die Heilige Gees, elkeen hulle eie rol, en elkeen sy eie rol is van ons skatbare ware vir ons verlossing. So moet ons ook elkeen in die gemeente, man en vrou, elkeen sy eie plek inneem. Toe hierdie waarheid in 1 Korintiërs 11 snap, by 'n konferensie van Mokanjo so 3-4 jaar terug, toe moes Hendrik tot bekering kom van sy eie siening oor die vrou in die amp. Het gaan nie hier oor wie is die meeste of die minste nie, het gaan oor die rol en die plek wat elkeen moet inneem. En ek kan onthou destyds het ek onmiddellik my kerkraad daarvan vertel. Waar elkeen, man en vrou, die rolle vertolk waarvoor God hulle geskep het en waartoe hy hulle geroep het, sal die vrou in haar vrou wees, voluit vreugde vind en het geniet. Sy kan kinders vir haar man gee, wat hy self nie kan doen nie. Sy kan met vreugde haar kinders in die erediens en in die kerk versorg en koester, soos die man dit nie kan doen nie. So moet die man ook die rol vervul, deur die hoof van sy huis te wees. Hierdie diepe begronding van die verskillende rolle van die man en die vrou in die huwelik en in die erediens, is die kruks.
Dis die punt waarby ons gelowige voorouers, die kerk oor al die eeue, die doppers vandag, nie kan wegkom nie. Om te maak asof hierdie nie in die Bybel staan nie, of om ligtelik daarmee om te gaan, sou beteken dat ek die gesag van God se woord ondermyn, en ons kan nie. Hierdie dominee kan ook nie. Vir ons om vandag hierdie verstaan van hierdie gedeelte te wil verander, moet ons een van die lense waarmee ons nog altyd die Bybel gelees en verstaan het, moet ons dit vervang. Ons moet met 'n nuwe bril begin verstaan. Ons moet 'n nuwe manier van Bybel lees omhels, wat daartoe gaan lei, dat baie ander belangrike sake, wat ons nog altyd op 'n spesifieke manier gelees het, ook nie meer verstaan gaan word, soos wat ons dit nog altyd verstaan het nie. En dit sit ons op 'n baie gevaarlike pad. Wêreldwyd, in ons eie land, waar kerkverbande hierdie nuwe manier van om Bybel te lees en te verstaan omhels het byna elkeen van hulle, gaan doen julle eie huiswerk, julle hoef nie ver huiswerk te gaan doen nie, het byna elkeen van daai kerkverbande, het hulle siening begin verander oor die huwelik, oor die seksuele, oor selfde geslag huwelike, en die belangrikste, van hulle invloedrykste teoloë, het moes ook hulle siening verander oor die maagdelike geboorte, oor 'n gekruisigde Jesus, en die Here wat uit die dood uit opgestaan het. Dit kom, as jy daardie pad opgaan, gaan doen jou huiswerk hieroor, en gaan kyk, en as jy wil vra my daaroor. Die groot vraag is, watter plek neem die Bybel in my hart en in my lewe in? Dit bly die groot vraag. Skrifgesag. Op die synodes waar ons vir meer as 40 jaar oor hierdie saak gepraat het jy gereeld gehoor dat die saak oor die vrou in die ampt gaan nie oor 'n fundamentele saak nie. Dit raak nie ons belydenisskrifte of enige fundamentele waarheid van die evangelie aan nie. Maar, as die Bybel God se woord is, en Christus is die woord wat mens geword het en onder ons kom woon het, is ek nie besig om die gesag van Christus te ondermyn, as ek met 'n nuwe bril van verstaan, 'n teks 'n ander betekenis kom gee, as wat die skrif self daaraan gee nie. Dan kan ons dit mos nie afmaak as nie 'n fundamentele saak, as iets onbelangriks nie. Die manier hoe ek die Bybel lees en verstaan en watter plek dit in my hart en my lewe inneem, is 'n fundamentele saak. Sola Scriptura, wil ek glo, is nog altyd vir ons ononderhandelbaar. Wat tragies is dat selfs aan eie geleedere word ons beskuldig dat ons in die GKSA handhaaf 'n mannekultus. 'n Mannekultus. Na afloop van ons onlangse synode het baie mense gereageer en ons is daarvan beskuldig dat ons 'n mannekultus wil vestig. Ek het vanoggend weer gelees dat een van ons bekende vroue teoloog sê dat ons beklei en ons stry eintlik teen hierdie hele woke idee en dis wat ons eintlik dryf. Tydens Christus se bediening op aarde. Kan julle maar gaan lees, en dit is wat baie mense lief is om aan ons voor te hou, het Jesus al die kulturele konvensies van die Jode rakende oor hoe 'n Jood met 'n vreemde vrou moet omgaan. Jesus het dit oorgesteek. Dink maar aan die vrou by die fontein van Sigar. Baie vroue was deel van sy groter groep volgelinge gewees. Tog, as hy vir 'n binnekring kies hy vir hom 12 disippels en hulle al 12 was mans. Het Jesus 'n mannekultus begin toe hy dit gedoen het? Nee. Hy het die rol wat God aan man en vrou gegee het gehandhaaf. Toe die apostels na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus in Handeling 1 'n nuwe apostel moes kies om Judas Iskariot se plek in te neem, kon hulle van al die vroue wat deel van hierdie disipelgroep was, veral Maria Magdalena, wat die eerste ooggetuie was van Jesus se opstanding, kon hulle vir haar gesê het, staan nader, ons gaan van jou 'n apostel maak, en tog, as hulle bidend 'n nuwe apostel aanwys, is dit 'n
'n man. Sou hulle 'n mannekultus begin het daardie dag? Nee, hulle het net die rol wat God aan man en vrou gegee het, gehandhaaf. As Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 3 en Efesiërs 5 vers 23 leer, dat die man die hoof van die vrou is, vestig hy ook nie 'n mannekultus nie. Maar handhaaf hy ook die rol wat God aan die man en vrou gegee het. En dan leer hy vir ons wat hoofskap beteken, dat ek my vrou moet lief hê, soos dat Christus sy kerk lief het. Dis hoofskap, dis wat die evangelie bedoel met hoofskap. Dat ek soos Christus my lewe sal gee vir my vrou, vir my kinders, my huis en my gemeente. Dit is hoofskap. Voete was. Dis eintlik waaroor ons beklei, my broers en susters. Wie moet die voete was? Wie moet die een wees wat die laagste buig en dien, soos Christus? My broer, my suster, mag ons Here en Verlosser in elkeen van ons 'n Christusgesindheid vestig rakende hierdie saak. As jy 'n baie sterk opinie oor hierdie saak het, raak net eers weer stil. Gaan doen jou huiswerk, lees weer, bid weer om die leiding van die Gees. En mag die Heilige Gees ons elkeen lei dat ons in ons harte 'n liefde vir die woord en dan vir die waarheid van die woord sal hê. Mag die Gees ons ook lei in die liefde van Christus, soos dat wanneer ons met mekaar en oor mekaar praat, dat dit altyd met liefde en geduld sal wees. Maar veral dan ook 'n liefde wat nie sal huiwer om die waarheid te praat nie, want waarheid sonder liefde is brutaal. Maar liefde sonder die waarheid is skynheilig. Amen. Kom ons bid saam. Here, U weet met watter hart sit elkeen van ons hierso. U weet hoekom die Gees hierdie gedeelte vir ons so laat opskryf het en al die ander gedeeltes. En ons wens partykeer die Gees kon vir ons dalk meer duideliker gewees het. Baie meer eksplisiet. Dan sou ons nie so lank hiermee geworstel en gestry het nie. Maar Here, raak aan hierdie hele saak, is dit ons gebed vir mekaar vanmôre. En mag dit ook ons gebed wees vir mekaar as ons van hier gaan in ons eie huise. Vestig in ons harte 'n Christus gesindheid. Bewaar ons daarteen dat enige een van ons sal dink ons is beter as die ander een, omdat ons 'n anderste opinie het en watter saak dit ook al mag wees. Maar Here, U weet ook nederigheid lê nie in ons eie harte nie. As dit kom by nederigheid, as dit kom om mekaar te dien, kan dit net gebeur as U ons oorweldig. Met die dienende liefde van Christus, wat sy hemelse heerlikheid verlaat het, om in ons plek te sterf en op te staan. Mag die Gees ons lei dat ons ook nie bang sal wees om van ons eie troontjies af weg te stap nie, want dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor 'n ek of my opinie nie. Dit gaan om die eer van die koning van die kerk. Wees ons hierin genadig. En mag ons elkeen mekaar dien en bedien met die liefde van Christus. En dit met 'n rein hart, sonder woede, sonder rusie, maar in vrede. Ja, Vader, daar word baie oor ons gesê en geskryf. So baie dinge ontstel ons. Here, ons vertrou U met die hele pad en ons wil vra dat U ons elkeen ook sal lei. Ook in ons gesprekke met mense van buite. Sit te wag voor ons mond. Lei ons in
Bewaar ons teen vinnige opinies, sonder dat ons moeite doen om werklik agter die kap van die byland te kom. Wees by ons eie gemeente. Maak ons getrou aan U en U woord. Kom U self deur die Gees en vestig in ons harte 'n liefde vir die Bybel. 'n Passie om getrou en gehoorsaam aan die koning van die kerk te wees. Deur ons eie krag kan nie een van ons doen nie. Daarom is ons so afhanklik vir die leiding van die Gees. Skenk dit aan ons, oorvloedig, meer en meer, dat dit ons sal aanspoor, elkeen van ons, om Christus te bely, om ander te leer, ander te vertel van Jesus, dat ons elke geleentheid sal gebruik om die goeie nuus van Christus te verkondig. Here, wees by hulle wat siek is in ons gemeente, ons sit hulle in U hande vir genesing, vir versorging, veral die wat ons nie altyd hulle name noem nie. Ons weet, hulle is by die huis en hulle sou so graag hier vanoggend wou wees, maar hulle is te siek en te swak. Wees by elke huisgesin van ons, met kindertjies, klein kindertjies, Here, wat in die skole, wees by ons kinders, dat hulle mooi geleer kan word, sodat hulle ook van U geleer kan word. Versorg ons net met ons daaglikse brood. Here, hoor ons harte. Ek as swakke dienskneg, elkeen van ons as U kinders, met ons hart se diepste begeerte. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Vader, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.